rede vir ons hier wees vanoggend, vriende. Hier op Palmsondag is ons in die Here se teenwoordigheid om lof te bring aan sy naam. Om te sê Jesus is koning nie net van hierdie wêreld nie, maar ook van my en jou lewe. Hartlik welkom by Palmsondag. Ons word vanoggend in besonder bewus van Jesus wat Jerusalem instap. Jesus wat op pad is na sy kruis. Ons weet, ons ken die storie, ons het dit al soveel keer vir mekaar vertel. Wanneer Jesus so instap in Jerusalem in, vriende, dan hardloop die mense en hulle gaan kry hulle klere en palmtakke en hulle gooi dit op die pad voor hom uit en hulle sê, Hosanna, Hosanna in die hoogste hemel. En hulle bring lof aan hierdie Jesuskind wat die wêreld kom verander, wat wonderwerke kom doen. Maar ons weet ook dat 4 dae van nou af sal hulle uitroep, kruisig hom, laat Barabbas in sy plek vry. En ons weet dat die seun van die mens aan 'n kruis sterf vir my en vir jou. Dat God sy eie kind opoffer aan 'n kruis, sodat ek en jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ja, vriende, sodat die dood gemaak kan word. Ons doof vanoggend die 6de Kers uit as 'n simbool daarvan dat ons nou groot lydensweek betree. Aan die einde van hierdie diens sal ons die 3 kerse in die middel uitblaas as 'n simbool daarvan dat ons nou die dieptepunt van lydenstyd bereik. Nog 1 week se vas en Sondag vier ons fees. Maar ek en jy moet eers Vrydagoggend die pyn saam met Jesus op ons eie lewe, aan ons eie lyf ervaar. Saterdag stil beleef soos Jesus in die graf is. Dan sal ons Sondag uitbreek in lofsang. Hoor jy die Paasfeestklokke, hul lui van vroegdag af, hul jubel oor die wêreld, die Heer is uit die graf. Maar vir nou moet ek en jy die dieptepunt van lydenstyd saam stap, saam beleef, die donkerte instap. Ons word eintlik hierdie week diepsee duikers. Want ons weet, vriende, hoe dieper ons in die oseaan induik, hoe dieper ons in die oseaan insak, hoe meer beleef ons die misterie van hierdie wêreld. Breek die wonderwerke van die skepping vir ons oop, daar in die duisternis. So ek wil jou uitnooi om hierdie week vir 'n oomblik saam met my te vertoef in die duisternis, om die Jesuspad saam te stap, die donker oomblikke van die geskiedenis, die donkerste oomblik van die geskiedenis saam te stap, tot Vrydag aan die kruis. Ek wil jou uitnooi om te besef, soos jy dieper duik, breek daar vir jou 'n nuwe wêreld oop. 'n wêreld waarin ons sin vir ons bestaan ook begin sin maak. Want soms ervaar ons juis in die skadukante van die lewe, waaroor dit eintlik gaan. Dis nie verniet dat die digter van Psalm 23 sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes nie, om iets te vertel van 'n ontmoeting met die Here, wat ook moontlik is daar, waar ek en jy die donkerder dele van hierdie lewe betree. Ek nooi jou saam met my, ek nooi jou om saam met my hierdie week op reis te gaan. Ons stap saam met die man op die geleende donkie. Ja, sy naam is Jesus Christus. En hy kyk jou vanoggend in die oë en hy vra vir jou, wat maak jy met jou lewe? Het jy sin? Het jy betekenis? Leef jy voluit?
Leef jy die waagmoed wat Jesus vir ons kom wys het aan 'n kruis? Mag jy sin maak hierdie week van jou bestaan. Net so 1 of 2 afkondigingsvriende voordat ons gaan stil word voor die Here. Ek wil eerstens vra as jy vanoggend vir die eerste keer hier is, jy stap so saam met ons in lydenstyd in hierdie groot lydensweek. Na afloop van die erediens, Tracy is op die grasperk daar tussen die bome. U sal sien daar's 'n tafel. Gaan gee asseblief jou naam en besonderhede vir haar sodat ons ook met jou kan kontak maak hierdie week. Dan die volgende verjaarsdag, vriende, ons vier net vandag via Van Zyl se verjaarsdag. Joepie, jy was die laasweek hier nie, hierso daar by jou, Pieter, jy kan sommer vir hom ook net 'n bederfie gee. Is daar dalk iemand wat laasweek nie hulle bederfie gekry het nie? Laat ons net kyk, dit is daarom nou groot lydensweek. Ons mag so 'n bietjie uit ons gemaksone gaan. Dan in hierdie week, vriende, Hanno Veenstra, hulle het hierdie week verhuis na Pretoria, Callie Jacobs, Roan Jans van Rensburg, Carly Pretorius, Heska Prins, Dante Boshoff, Annemarie de Plooy, Inge Miller, Gerard Beyers, Henny Hiels, Christa Rotman, Andrico van der Westhuizen, Johan Botha, Nicolien de Beer, Kobie van Grenen, Bets Viljoen, en Jamie Stein. Kan ek dalk sien, is daar iemand wat hierdie week verjaar het, wat ons dalk nie gesien het nie, of wat dalk nie op ons lys is nie, help ons so 'n bietjie. Ek sien dit is almal. Vriende, mag dit sommer net 'n geseënde verjaarsdag wees vir die wat inskakel. Hartlik geluk ook. Dan, baie belangrik, ons jong werkendes het ons kuier so 'n bietjie verskuif. Hy verskuif na die 5de Mei toe. Dis ons missie aand. So kom draai jou gunsteling knus mis en kom kuier saam met ons Vrydag 5 Mei. Dis vir alle jong werkendes, maak asseblief 'n knoop in jou oor. Dan ons damesoggend, die 29ste Julie. Die tema is voluit vrou, dis hier by die gemeente, dis R150 per persoon, kom kuier lekker saam met Liesel Krause-Wit, dis sommer net 'n pragtige oggend, dit beloof om baie lekker te wees. Dan ons deurkollekte vanoggend gaan vir bediening in die gemeente. Dan vriende, baie belangrik, goeie Vrydag nagmaal, dis nou die 7de April, om 8:00 die oggend, so Vrydagoggend 8:00, u gaan elke oggend 'n kort lydensweek boodskapie ontvang, 'n kort videogreep vir elke dag waarby ons stil staan, so ek wil u uitnooi, reis saam met my, tot by Vrydag, kom ons reis saam met die man op die geleende donkie, Jerusalem in. Dit is dan vanoggend ons afkondigings. Hierdie week vertel iemand iets van 'n sonneblom. Nou, soos alle plante na die son toe groei, doen sonneblomme dit op 'n besondere manier. Die moeilike woord daarvoor is heliotropisme. Helios, Griekse woord vir son, tropisme om te draai. Die sonneblom draai na die son. So elke oggend dan wag die sonneblom alreeds vir die son om op te kom. Rig die sonneblom homself op die son. Ek en jy word vanoggend uitgenooi om in hierdie erediens ons te rig op die Here, om te wag op sy opkoms in ons lewens, om te wag vir die Here se opdaag, met die wete dat hy alreeds hier is, maar dat hy stil tevrede oor jou, besig is met jou, en die son sal weer skyn oor die donker, seer oomblikke van jou lewe. Mag jy vanoggend soos 'n blom na die son draai, mag jou heliotropisme ingestel wees op die Here. Kom ons word stil, dan luister ons saam na die woorde van Lukas 19 vanaf vers 37 tot en met vers 38. Toe hy naby die stad kom teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. Liewe gemeente, genade vir julle, vrede van God ons Vader wat ons oneindig liefhet, genade en vrede van God die Seun
wat ons oneindig genadig is. Ja, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, en genade en vrede vir julle van God die Gees, wat in en deur ons werk. Amen. Jy sou vanoggend by die deur so 'n blaadjie ontvang het, met 'n palmtakkie. Ek wil jou uitnooi om so 'n kruisie te vou. Miskien is die preek vir jou vervelig, doen dit dan nou. As jy voel jy wil oplet, doen dit by die huis. Maar vou jou kruis as 'n simbool daarvan dat ons hierdie Palm Sondag gebruik as 'n inleiding om die kruis saam met Jesus te beleef. Ons gaan nou staan en dan gaan ons die Here se naam groot maak met 4 pragtige liedere. LZ, baie dankie vir jou agter die orgel. En ons sê ook dankie vir ons musiekspan. Ons sing 4 pragtige liedere saam, liedere wat iets van die opgewektheid van hierdie tyd van lydenstyd ook uitbeeld, die opgewondenheid van Jesus wat Jerusalem instap. Daarom sing ons helder skyn die lig vir die nasies, en dan strome van seën van bowe, dit het die liefde beloof, en dan vriende aan Jesus koning al die eer. En dan eindig ons met O Christus, ons verlange. Kom ons staan vir die eerste 3 lofliedere en dan sit ons vir die 4de lied. Kom ons staan. Skyn die lig vir die nasies, 'n vreugde glans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien is die lig, deur ons skyn. Ons bringer stel vir die wonde, 'n
soos 'n blom na die son draai, soos riviere na die see loop, soos 'n boom na die hemel opryk, soos skape agter hulle herder aanloop, so rig ons hart op die Here. Rig julle hart op die opgestane Here. Amen. Vriende, ons lees vanoggend saam uit Sefanja 3 vanaf vers 12 tot en met vers 20. Dis Sefanja 3 vanaf vers 12 tot en met vers 20. Nou, dit vorm deel uit van die klein profete, vir die van u wat dalk nie weet nie. Nou, as jy nou deel van Vorentoe se belydenisklasse, dan sal jy ook weet dat dit deel van die boek van die 12 is, bedoelend dat die 12 klein profete dan ook gesien word eintlik as een groot boek op sy eie. Nou, elkeen van hierdie klein profete vertel 'n verhaal van Israel wat van die pad af is, wat nie meer soos 'n sonneblom op die Here gerig is nie, en dan nooi die profeet hulle uit en sê, kyk terug na my, rig julle hart opnuut op my, en daar sal vir julle nuwe lewe wees. Nou vriende, vir die van u wat wil saam lees in die Bybel, u is meer as welkom om te volg. Die woorde gaan ook op die bord verskyn. Vir die wat by die huis inskakel, u sal ook sien dat die woorde daar op die bord is. 'n Hartlike woord van verwelkoming ook aan jou as jy vanoggend by ons inskakel. Kom ons lees saam. Sefanja 3 vanaf vers 12 tot en met vers 20. Ek sal in jou laat oorbly, net die wat nederig en ootmoedig is, en vertrou op die naam van die Here, die wat van Israel oorgebly het. Ek moet net daar weer lees. Die wat van Israel oorgebly het, sal nie onreg doen nie, en nie lieg nie. Daar sal uit hulle mond nie valsheid kom nie. Hulle sal 'n kudde wees wat wy en gaan lê en rus, sonder dat iemand hulle skrik maak. Sing Sion, juig Israel, wees met alles wat jy is vrolik en bly Jerusalem. Die Here het 'n einde gemaak aan jou straf. Hy het jou vyande laat pad gee. Die koning van Israel, die Here, is by jou. Nou letterlik sê die Hebreëus in jou midde. Jy hoef geen ramp meer te vrees nie. Daardie dag sal daar vir Jerusalem gesê word, moenie bang wees nie. Sion, moenie jou hande moedeloos laat hang nie. Die Here jou God is by jou. Hy, die krygsman wat red. Ek moet myself net daar onderbreek, hoor die militêre beeld, hoor die sterk militêre metafoor wat hier gebruik word. Maar hoor hoe hierdie krygsman nie vernietig nie, maar red en heel maak. Hoor mooi, hy is vol vreugde oor jou, hy is stil tevrede in sy liefde, hy jubel en juig oor jou. Ek maak die by mekaar wat treur, ver van die feestelikheid af, die wat uit jou uitkom, en terwille van jou die smaad gedra het. Ek gaan nou optree teen almal wat jou verdruk het. Ek gaan die krepeles help, die verstrooides bymekaar maak en die vernedering wat hulle moes ondergaan in eer verander, in roem oor die hele aarde. Ek onderbreek my vir 'n oomblik, klink dit nie baie vir jou soos die Bybel nie? Die verlore seun wat by die huis uitkom, die herder wat almal nooi en sê die skaap wat verlore was is gevind. Die muntstuk wat verlore was is gevind. Hoor iets van Israel se gevind word, van Juda wat weer gevind word, 'n plek het. Dan lees ons verder, wanneer die tyd daar is, laat ek julle kom, maak ek julle bymekaar en gee ek aan julle roem en eer onder al die volke op aarde. Dit is die tyd wanneer ek julle lot verander. Julle sal dit met julle eie oë sien, sê die Here. Hoor hierdie belofte wat die Here dan ook aan hierdie volk maak, om vir hulle te sê, ja, dis eendag ook, maar dis verseker nou ook. Julle sal dit met julle eie oë sien. Jy sal dit beleef, tasbaar, aan die lyf ervaar. En ons lees vanoggend dan net
Tot sover. Nou vriende, die agtergrond van hierdie gedeelte is 'n volk wat in hoofstuk 1 weggekeer is van die Here, wat nie die heliotropisme nakom bedoelend kyk en volg soos die Here die pad saam met hulle stap nie. Hulle begin allerlei dinge volg, die blink van ander kulture word hulle realiteit, hulle volg eerder dit, hulle aanbid eerder al hierdie blink goedjies as die Here. In hoofstuk 2 dan praat die Here ook met die verdere volke, hy sê, hey, dis nie net Israel nie, dis almal in die nabye omgewing wat my nie ken nie, wat stikkend sal beleef as julle nie terugdraai na die Here toe nie. En dan in hoofstuk 3 begin dit ook met 'n stuk oordeel, maar dan hierdie belofte vir die wat terugdraai na die Here. Hoor mooi, daar's 'n ommekeer wat plaasvind. Dis 'n bekering wat moet gebeur in jou binneste. Dis 'n terugdraai, 'n fisiese kyk na die Here toe, en dan sal jy met jou eie oë sien hoe die son weer opkom. Hoe jy letterlik 'n pad saam met die son, ja, God self kan stap. Iemand sê so mooi, jy word wie jy aanbid. Dit het my getref. Jy word wie jy aanbid. Ek het nou nogal gaan dink oor hierdie woorde hierdie week en besef, ja, dit is so. Jy word wie jy aanbid. As dinge, goeders, vir jou belangriker word as alles, dan sien ander mense wie jy aanbid, wat jy najaag en hoe dit lyk. Maar as jy die Here volg, Jesus se voorbeeld volg, dan lyk jou storie anders. Dan sien mense wie jy liefhet. Dan sien mense wie jou liefhet. Hulle herken die een wat jy aanbid in jou. Nou vriende, ek weet nie van u nie, maar vir my voel dit soms of ons verhouding met die Here baie gekompliseerd is. Dit voel vir my partykeer dat ek stilstype het in my verhouding met die Here. Soms voel dit vir my, met respek gesê, of die Here stilstype het in my verhouding met hom. Dat ek sukkel om die Here raak te kyk. Dat die Here dalk my nie sien nie. Soms voel dit vir my die Here ignoreer my of die Here is ongeërgd oor my. Soms verstaan ek die Here dood eenvoudig nie. Soms wonder ek of die Here my verstaan. Soms wonder ek of die Here nie ongeërgd teenoor my staan nie. Het jy al vir die Here gevra hoekom of hoekom nie? Here, kyk jy soms weg van my af? Soms moet ons in die donkerte, in die skadukante ook van ons geloof gaan vertoef. Vir 'n oomblik daar gaan stil staan, stil sit, sodat ons die Here ook daar in ons donker dieptes kan ervaar. Vriende, ons hardloop baie keer oor die donker tye omdat ons gou daar wil uitkom. En ons mis die dieper duik in die oseaan van misterie, wat ook sin aan ons lewe kan gee. Ek dink nie dis sonder rede dat Jesus hierdie lang uitgerekte lydenspad stap vir ons, namens ons nie. Ek dink die Here wil ook vir ons uitnooi om vir 'n oomblik in ons broosheid te gaan stil staan. Te kan sê, Here, ek sukkel om U te begryp. Ek sukkel om U te verstaan. Ek worstel met hoe U na my kyk. Maar Here, ek gaan net vir 'n oomblik hier vertoef. Want dalk net hier kan daar 'n stuk nuwe sin en betekenis vir my oopbreek. 'n Rabbi het op 'n keer vir 'n man gevra, hoekom is jy altyd so haastig aan die hardloop? En die man antwoord en hy sê, ek hardloop agter sukses aan. Ek hardloop agter vervulling aan. Ek hardloop agter die beloning van werk aan. En die rabbi vra toe,
Maar veronderstel jy dan, dat al die seëninge waarachter jy so aan hardloop, dat dit voor jou is? Dat jy dit moet vang? Sal jy dit kan vang? En die rabbi gaan verder en hy vra, maar wat as die seën agter jou is, of met jou is, by jou is, in jou teenwoordigheid is? Hardloop jy nie dan daarvan af weg nie? Los jy nie die seën agter op soek na iets anders nie? Moet ons nie vir 'n oomblik ook in die seën van die skadukante van hierdie lewe gaan vertoef nie. Net vir 'n oomblik gaan bestekopname maak oor my eie lewe en vra, maar Here, hier waar ek nou is, hardloop ek nie weg van al die genadegawes wat U al reeds vir my gegee het nie. Beleef ek dit nie dalk juis nie omdat ek heeltyd daarvoor kyk en vergeet dat ek dalk net vir 'n oomblik moet rus in die wete dat dit hier is. Dat ek dit vanoggend gekou het, dat ek dit vanoggend aangetrek het, dat ek vanoggend daaronder geslaap het, dit oor my getrek het. Ons lewenstyl is van so 'n aard, vriende, dat dit dikwels aandui wie ons aanbid. Sefanja se mense het so gehardloop agter die blinkgoed van hulle tyd, agter die kultuur van die heidenasies, dat hulle nie gereed was om deur God gevind te word nie. Vriende, ek wil vanoggend vir jou uitnooi en vra, hardloop jy nie dalk ook so rond dat jy vergeet om gevind te word in die oomblik van God se seën nou nie? Henry Nouwen gebruik die volgende aanhaling en dit het my so 'n bietjie deurmekaar gemaak, maar my ook baie laat dink. Prayer has much to do with imagining. When I bring myself into the presence of God, I imagine Him in many ways as a loving father, a supporting sister, a caring mother, a severe teacher, an honest judge, a fellow traveler, an intimate friend, a gentle healer, a challenging leader, a demanding taskmaster. All these personalities create images in my mind that affect not only what I think, but also what I actually experience myself. I believe that true prayer makes us into what we imagine. To pray to God leads to becoming like God. Henry Nouwen. Hoor vriende, jy word wie jy aanbid. Vat hierdie volk, vat vir Juda, vat vir Israel. Hier is hulle, en die Here het hulle gewaarsku. Hy het 'n pad saam met hulle gestap. Hy het almal om hulle gewaarsku. En hy het vir hulle gesê, draai terug, keer terug na my, kry julle heliotropisme reg, draai heeltyd saam met my, hou jou oë gefestig op my. Maar hulle wou nie hoor nie, want hulle was so gefokus op alles wat rondom hulle aan die gang is. En dit het later uitgebeeld wie hulle is, wie hulle aanbid. En daarom dat ek en jy vanoggend uitgenooi word, vriende, om vir 'n oomblik te vra, wie is hierdie heelmaker? Wie is hierdie persoon? Wie is hierdie God? Veral wanneer ek tye van gebrokenheid beleef, het jy al agtergekom dat jy die Here raakloop op verskillende maniere en verskillende persoonlikhede, juis daar waar jy in jou lewe is? Soms het ek 'n liefdevolle pa nodig wat sê, maar ek is hier vir jou. Soms beleef ek die Here in 'n sussie wat 'n hand na my toe uitreik. Soms is dit in 'n leier wat vreesloos lei.
in iemand wat sê, maar kom ons stap die pad saam. Jy weet waar jy al die Here raak geloop het. True prayer, vriende, is om absoluut hierdie persoonlikhede van die Here te beleef. Dis om vir 'n oomblik in die Skepper se denkbeelde in te stap en saam met hom te kan droom oor hierdie wêreld. Nou dit is moeilik. Dis om verder te kyk. Nou interessant, ek hoor iemand, Dr. Johan van der Merwe, praat spesifiek oor analitiese kubisme. Nou dit is 'n vorm van kuns. Nou ek dink Picasso, as jy nou vinnig hier kyk, selfportret hier by 1896, eenvoudig, gelaat is eenvoudig, alles in proporsie, niks regtig buite proporsie nie. En dan hier by die Tweede Wêreldoorlog, dan kry ons hierdie beeld, vriende, The Woman with the Hat, hier by die 1940s rond. Haar realiteit lyk anders, want analitiese kubisme gaan daaroor dat jy iets van uit 'n klomp verskillende hoeke beskou en dan een prent daarvan maak. So hierdie vrou word van links bekyk, sy word van regs bekyk, sy word van onder bekyk, van bo. En alles word weer gegee in een prentjie. Vriende, hierdie skildery is saam met die Tweede Wêreldoorlog. Dis Parys. Jy kan sien in hierdie vrou se gesig, sy wag vir 'n klop aan die deur en sy wonder, wie gaan dit wees? Kyk vir 'n oomblik na daardie hande wat uitgebeeld word as kloue wat vasklem, wat iets wil vertel van 'n vasgeklemdheid, van 'n vasklou aan die reëlings van 'n stoel, wat iets van die angstigheid van daardie tyd weerspieël. Dele van haar is nog daar, maar die oorlog, die donker het haar verander. Alles weergegee in een prent. Sy lyk nie meer soos voor die oorlog nie. Maar hierdie beelde voor, langs, alles vertel iets van haar storie. Ek kan nogal myself in hierdie prent beleef. Want soms kyk ek links en ek wonder. Soms kyk ek regs en ek's angstig. En soms klou ek vas want ek is onseker. Maar wat doen die skepper van hierdie kunswerk? Sit al die perspektiewe aan mekaar tot 'n heelheid. Sefanja roep vir Israel om te sing en te jubel, omdat die Here in hulle midde is, omdat hulle aan mekaar gesit is, ja, anders as voorheen. Hulle gebrokenheid is ewe skielik deel van hulle storie. Maar nou dat God hulle in hulle gebrokenheid aan mekaar gesit het, is hulle meer waardevol weens die pyn en die gebrokenheid wat deel word daarvan. Het is asof daar iets anders gebeur, 'n ander storie vertel word en ek en jy word genooi om in die skepper van hierdie kunswerk se gedagtes in te klim en te vra, hoe nou, hoe lyk dit, hoe sien ons dit, watter kant is ek? Miskien is dit tog soos om met Lego te speel. Jy bou, en dan kan jy weer uitmekaar haal, dan kan jy iets anders bou. Dieselfde blokkies van jou lewe, saamgevoeg, maak 'n nuwe gedaante. Ek is verlief op die kunswerk Kintsugi, Japanees. Ons het al daarna verwys. More beautiful for having been broken. Hulle vat hierdie potskerwe, borde, koppies, as dit gebreek het, en hulle sit dit weer aan mekaar, maar wat hulle doen is,
Hulle vat gom en dan meng hulle dit met goudstof. En dan plak hulle dit daarmee aan mekaar. So ewe skielik word dit mooier, meer waardevol. Is dit nie ek en jy nie? Ons waarde word dikwels juis meer in ons gebrokenheid, in ons stikkend wees. Want die gom wat die heelal aan mekaar hou, ja, God se liefde, is ook die heelmaker in my en in jou lewe. O vriende, besef jy dat jou stikkend juis tot heelwording kan lei? Maar dit beteken dat ek iewers moet sê, Here, vandag daag ek op, en ek kom met al die stukke wat ek lewe noem. En ek kies vandag om dit in U hande te sit. En daardeur draai ek doelbewus my gesig na U. En ek sê, Pottebakker, nou is ek die klei. Maar Here, ek is nie meer die sagte klei wat U net kon vorm en maak soos U wil nie. Ek is flenters. Maar dankie dat U weer hierdie kunswerk heel kan maak, aan mekaar kan sit. Dit wat U reeds gedoen het, met U liefde kan kom heel maak. O vriende, ek wil jou uitnooi om vanoggend met die stukke van jou lewe by die Here op te daag. Jy weet wat stikkend is, jy weet wat flenters is, jy weet vanoggend wat pla in jou bestaan. Kom gee dit vir die Here. Skep moed. Want die Here kyk na jou vanoggend en hy sê, weet jy wat? Ek is stil tevrede oor jou. Ek is lief vir jou. Ek is op pad met jou. Daag net met jou skerwe by die Here op. Net dit. Hoor vanoggend, as dit stil word, dat die Here nie apaties is nie, dat die Here nie ongeërg is nie, maar dat hy dalk stil tevrede besig is met jou. Maar wees op die uitkyk, tot jy hom raak kyk, en die son sien opkom in jou lewe. Mag daar vanoggend vir jou 'n nuwe toekoms neerdaal. Eendag sit 'n boer op sy stoep en hy rook sy pyp. En 'n vreemdeling kom by hom en sê vir hom, maar hoe gaan dit met jou katoen? Hy sê, nee, ek het nie geplant nie. Persoon vra hoekom? Hy sê, nee, ek is bang vir die katoenkewers. En jou mielies, vra die vreemdeling? Nee, ek het nie geplant nie. Ek is bang vir droogte. En wat van jou aardappels? Nee, ek het nie geplant nie, ek is bang het reën te veel en dan mif dit. Nou wat het jy geplant, vra die vreemdeling vir hom. Niks nie, antwoord hy. Hierdie jaar speel ek dit veilig. Miskien is die grootste sonde in hierdie lewe, wanneer ek en jy so oorweldig word deur die stikkend om ons, dat ons nie meer kan glo dat die Here ons kan heel maak nie. Miskien is die grootste sonde wanneer jy nie met jou pot skerwe, met jou stikkend by die Here meer opdaag nie. Dis waarvan Sefanja se volk aangekla word. Dat hulle nie meer gekyk en opgedaag het nie. Miskien moet ek en jy vanoggend net hoor, hierdie week is groot lydensweek. Op Palm Sondag ontmoet ons die krygsman wat red op 'n geleende donkie. Hy stap anders as ander Jerusalem binne, nie met perde nie, maar met 'n geleende donkie. En hy's daar om te red. En ons beweeg vandag saam met Jesus tot aan die kruis.
Ons stap saam met hom hierdie week in. Ons vertoef soos in 'n donker oseaan by die misterie. Want juis daar maak ons sin van die planeet. In ons donkerte saam met Jesus maak ons sin van wie ons is. Mag jy vanoggend met ander oë na jouself kyk? Met die oë van die Here wat sê, ek is stil tevrede oor jou. Vriende, ek wil jou uitnooi, dit gaan al hoe donkerder word, soos ek en jy in die dieptes van hierdie week saam met Jesus instap. Maar ek het al ervaar dat die donkerste plekke juis die plek is waar menswees opgesluit is. Vir my voel dit dikwels, en ek weet nie of u die ervaring het nie, maar as ek ry, dan is die moeilikste tyd van die dag vir my net wanneer die son opkom, of in die skemer wanneer die son net so begin sak, en dit so duinserig word, skemer word. Dis moeilike tye. Dis die tye waarin ek en jy die meeste van ons lewe deurbring. Omdat ons nie soek na ons Skepper en met ons stikkend opdaag nie. Stap donker, die donkerte in. Jesus se lig sal daar die helderste skyn. Dit beloof ek jou. Sondag gaan ons, of Vrydag, vier ons Goeie Vrydag, om 8:00 met die nagmaal. Daarom wil ek jou uitnooi, vriende, om so vir 'n oomblik net bewus te wees van hierdie kerse. Want dit gaan nou donker word. Al donkerder. Klou vas aan die lig wat helder kom skyn. Die man op die geleende donkie kyk jou vanoggend in die oë en hy vra vir jou: wat maak jy met jou lewe? Ek wonder, as ek eendag voor die Here staan, of hy regtig vir my gaan herinner, soos 'n kollega van my, Johan van der Merwe, sê, aan die sjokolade, wat ek toe ek 5 was by my maatjie gesteel het. Gaan hy my nie eerder vra, hoekom het jy nie geleef en gewees wat ek jou geskep het om te wees nie? Amen. Ek wil u uitnooi om nou die Here te dien met u offergawes. Trap op
Nou gaan ons in die duisternis in. Ons ontdek die misterie van die skepping. Ons maak sin van ons eie bestaan, want ons word in ons verbeelding uitgenooi om te weet wie God is, wat vir my en vir jou maak in hierdie tyd, wat al ons perspektiewe bymekaar sit en een prent maak. Ja, dis jy, meer waardevol as ooit van tevore. Het jy vanoggend jou skerwe gebring? Het jy jou stikkend by die Here kom neerlê? Kom ons stap nou saam met die Here met ons stikkend en ons staan vir Agnes Day.